Hallo vriende en baie welkom by vandag se oordeenking. Het jy al ooit die druk gevoel van wêreldse mense of selfs geestelike teestand wat jou wil dwing om die weg van disippelskap prys te gee en terug te val in die wêreld in? Dit is maklik om 'n ware disipel te wees wanneer alles goed gaan. Maar wat gebeur wanneer vervolging, swaar kry of vrees jou tref? Druk jy deur of staan jy terug? Vandag kyk ons na 'n ernstige en uitdagende oproep in Hebreërs 10 vers 38 wat soos volg lees: Maar die regverdige sal uit die geloof lewe, en as hy hom onttrek, het my siel geen welbehae in hom nie. Wanneer ons hierdie vers vanuit 'n grammatikaal historiese hoek bekyk, kry dit 'n baie diep betekenis. Die brief aan die Hebreërs is oorspronklik geskryf vir vroeë Joodse Christene wat onder enorme sosiale en fisiese druk van hul gemeenskap gestaan het. Om jou te onttrek beteken in die oorspronklike Griekse konteks om terug te deins vir gevaar, om letterlik agtertoe te krabbel uit vrees vir vervolging. Dit beteken dat 'n persoon homself van Christus en die weg van disippelskap onttrek. Om terug te deins beteken nie dat jy jou redding verloor nie, maar dit beteken wel dat jy ophou om in geloof te wandel. En God vind geen vreugde daarin as sy kinders uit vrees die handdoek ingooi nie. Inteendeel, dit kan tot sy vaderlike tugtiging aanleiding gee. Geloofsgehoorsaamheid vereis dat ons getrou aan God bly, selfs wanneer dit moeilik raak. Hier is 'n skriftuurlike feit om te onthou. Die skrif leer ons duidelik dat ons nie uit ons eie menslike krag kan volhard nie. Volharding kom wanneer ons daagliks God se woord inneem en toelaat dat die Heilige Gees ons lei. In Hebreërs 11 vers 6 lees ons die volgende waarskuwing: En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan, moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Geestelike groei gebeur nie per ongeluk nie. Jy groei deur elke dag God se woord te lees, dit te verstaan en dit prakties in jou lewe toe te pas onder leiding van die Heilige Gees. Wanneer die duiwel en die wêreld jou druk, moenie terugdeins nie. Staan vas in jou geloof. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord wat ons uitdaag om te volhard in die geloof. Vergewe ons vir die kere wat ons uit vrees teruggedeins het. Vul ons vandag van niets af met u Heilige Gees. Gee ons die krag en die moed om elke dag in geloof vorentoe te stap, ongeag die druk. Help ons om u woord in te neem en daarvolgens te leef, sodat ons lewe u kan behaag. Ons vra dit in die naam van die Here Jesus Christus. Amen.